Nou hartlike goeiemôre vriende. Ek vertrou dat dit met u goed gaan, dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ek vertrou dat u vars verkoop en nuut opgestaan het en dat u kans sien ook vir hierdie nuwe dag. Onthou, omdat die Here lewe, sien ons kans vir hierdie dag, omdat hy op die troon van die hemel sit en van die aarde die voetbank maak van sy voete. Daarom sien ons kans ook vir al die uitdagings wat in hierdie dag na ons kant toe sal kom. Die gebed van my hart is dat u swaar sal steun op die krag van die Heilige Gees, die wysheid wat die Gees van God aan ons gee, om in die voetspore van Jesus te wandel, om so God die Vader te verheerlik in alles wat u doen. Vriende, ons is besig met hierdie aktuele reeks boodskappe. Ons is vanmôre by ons 55ste boodskap. Ons praat vanmôre by ons derde aflewering oor die gedagte van die gebruik van alkohol. Wat sê die Bybel? Nou, u sal onthou, ek het hierdie boodskappe begin deur vir u te sê, daar is geen vers in die Bybel wat sê, jy mag nie drank drink, of wyn drink, of alkohol gebruik nie. Ek het vir u gesê dat, vriende, omdat die Bybel nie vir ons 'n bepaalde vers gee nie, is mense baie lief om verse uit konteks te neem om die gebruik en misbruik van drank te regverdig, en dan gebruik hulle dinge soos dat Jesus water in wyn verander het, dat Paulus het vir Timoteus gesê, neem wyn vir jou maag, vir jou aanhoudende ongesteldheid. Jesus het saam met dronkaards, het hy dan ook aan die tafel gesit en eet en drink, en eintlik om die skrif heeltemal buite verband te ruk, om sonde en drank en alkohol gebruik te regverdig. Ek het vir u probeer begelei uit die skrif, dat die Here vir ons sê, ons moet nie dronk word van wyn nie, daar is losbandigheid, ons moet met die Gees vervul word. En toe het ons gepraat oor, wanneer is ek onder die invloed van drank? En ons het vir u gesê, vriende, as ek 3 drankies moet drink om onder die invloed te wees, is 1 drankie alreeds 1/3 onder die invloed. En ons het vir u geneem na die padverkeerswet in Suid-Afrika, om vir ons net 'n bepaalde saak duidelik te maak, dat ons mag nie meer as 0,05 gram alkohol per 100 ml bloed in ons liggame hê nie. As ons meer as daardie alkoholvlak in ons bloed het, is ons skuldig aan 'n padoortreding en is ons eintlik onder die invloed van drank, en kan ons nie bestuur op ons land se paaie nie, wat ons alreeds skuldig maak aan dit wat God in sy woord sê, moenie dronk word van wyn nie. Ek het vir u gesê, vriende, in ons statistieke, dat drank 'n vernietigende verslawingsmiddel is, en ons het nodig om werklik as kinders van die Here, en baie belangrik as kinders van die Here, hierdie ding te besin en daaroor te dink. Ek het vir u gesê aan die begin van die boodskappe, as alkoholverslaafde na ons toe kom as predikante of as beraders, is die eerste ding wat ons aanbeveel 0 per mond. En waarom is daar nie eerder voorsorg voor nasorg nie? Waarom moet ons eers dat mense 'n pad van vernietiging stap voor ons uitkom by die waarskuwing in die woord van die Here? Nou vanmôre gaan ek afsluit, vriende, met so 'n paar leuns wat mense oor drank versprei en oor die gebruik van drank, en hoe dit ook 'n vernietigende werk of 'n genietigende werk doen in huise en ook in Suid-Afrika. Nou vriende, ons kyk na 'n paar leuns, en een van die eerste leuns wat ek agtergekom het in my redenasie met mense, in my huisbesoeke wat ek gedoen het, in my praat met mense by die golfklub en ander plekke, is die redenasie van, as ek my kinders vroeër blootstel aan alkohol, sal hulle 'n kleiner kans hê om later hulle te vergryp. En ons sien dat die teenoorgestelde vandag waar is. Ag vriende, ek kan nie glo dat mense, wanneer hulle alkohol wil verdedig, so ver gaan om hierdie redenasies te opper, en eintlik hierdie leë blikke te slaan en lawaai te maak oor iets wat hulle voor hulle siele weet is nie die waarheid nie. Statistieke sê vir ons dat die meeste kinders wat vroeg blootgestel word aan drank, is kinders wat later verslaaf raak aan drank. Ek onthou die verhaal wat ek gehoor het so tyd gelede, waar die kinders in 'n karongeluk dood is, en toe die man op die toneel aankom en sy kinders is dood, toe sien hy die bottel brandewyn daar lê op die vloer, en hy het gesê, ek gaan die man wat hierdie drank aan my kinders gegee het, sal ek vernietig. En toe hy by die huis aankom, na al die polisie dinge, en hy kom by sy huis en hy maak sy drankkabinet oop, toe lê daar 'n briefie wat die seun vir sy pa geskryf het, pa, ek weet jy sou nie omgegee het as ons hierdie bottel vir die aand geneem het om onsself te gaan geniet nie. En hierdie man het met homself verwyd gesit. Ek wil vir u vanmôre sê, moenie hierdie leuen opper om te sê, as ek my kind vroeër blootstel, sal hy gewoond raak daaraan en nie later 'n alkoholist raak nie. 'n Ander leuen wat mense versprei vandag is, alkoholisme is 'n siekte. Vriende, dis nie 'n siekte nie, dis 'n verslawing, dis 'n sonde waarvan ons vrygemaak moet word deur die Here self. Alkoholisme is nie 'n siekte nie, net soos baie ander goed wat hulle vandag mooi naampies voor wil gee, nie siektes is nie, maar sonde. Daar is nog 'n verdere leuen, dat 'n klein bietjie drank is goed vir ons bloeddruk, vir ons senuwees, en dit maak ons nie eintlik dronk nie, dit laat ons net lekker ontspan. Dis die redenasie van vandag, en ag vriende, gaan lees maar die statistieke wanneer dit kom by drank. Vriende, drank is een van die grootste oorsake vir siektes, en waarvan kanker die hoogste seker is. Drank is seker een van die dinge wat die meeste
kanker aanhelp en kankerselle aanhelp. Gaan praat met mense wat werk by Kansa, gaan praat met mense wat met hierdie goed werk. Drank is die grootste oorsaak vir siektes. Nog 'n leuen wat mense probeer opper om hulle self te regverdig. Hulle sê in Suid-Afrika kan 'n mens nie braai en rugby kyk sonder om 'n bier of 2 te drink en bietjie lekker saam te kuier nie. Luister, baie van hierdie byeenkomste loop uit op 'n geveg, waar die een span teen die ander speel en wanneer die drank begin vloei, begin die vuiste rol. Waarom? Want drank neem jou oor en jy begin op 'n manier dink wat jy normaalweg sou gedink het en jy begin goed doen wat jy normaalweg sou gedoen het nie. So hierdie is, vriende, ek wil amper die woord gebruik, dit is soos 'n leë blik wat jy slaan. Dit maak lawaai wanneer jy hierdie simpel redenasies hoor om die drank te regverdig, terwyl die statistieke vir ons net 100% die teenoorgestelde sê. Nog 'n leuen, alkohol kan nie 'n land sink of die ondergang van 'n land beteken nie. Ag vriende, gaan lees die Bybel, gaan lees statistieke, gaan lees die geskiedenis en u sal sien hoeveel lande ten gronde gegaan het omdat hulle drank gebruik en selfs drank misbruik. Babylon is een van hierdie lande. Daar staan koning Belsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy duisende maghebbers en in die teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. En by die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring. En ons weet later die uitkoms, die Here teen die muur geskryf, jy's geweeg en te lig bevind. Toe Belsasar dronk was, het hy hierdie moed gehad om sekere dinge te doen. En ag vriende, na al die statistieke wat ek vir u gegee het, en na al die hartseer verhale wat ek vir u vertel het, wil ek vir u sê, ek is 'n 0 per mond voorstander. Ek is iemand wat die gebruik van drank in ons konteks en in ons tyd met die alkoholinhoud wat die drank bevat, is ek 'n geheel onthouer en ek beveel my mense aan en geen een van my kerkraadslede kan dien op my kerkraad as hulle enigsins 'n bietjie drank gebruik nie. Daarom is dit belangrik om te sien dat ons as kerk van die Here Jesus 'n lyn moet trek in die sand om te sê ons gaan nie deur hierdie ding oorgeneem word nie. In dorpe waar ek was, in gemeentes wat ek bedien het ek gesien hoe kerke wynveilings hou om hulle fondse aan te vul en mense eintlik moet hierdie boosheid te besoedel sodat hulle geld kan hê om die predikant te betaal. Watter land het ons net nie geword nie? Waarheen is alles besig om te gaan? Is daar geen standaard meer nie? Is daar geen integriteit en inbors by predikante mee? Om op te staan en te sê, ons is lief vir God, ons wil onder beheer van sy gees wees, ons weet die vernietigende werk wat drank doen en ons staan dit te. Alhoewel die Bybel nie ou versie vir ons gee nie, daar is baie ander dinge waarvan die Bybel ook nie versies gee nie, wat ons ook nie doen nie. Maar wanneer dit kom by drank wil ons onsself so graag verdedig en onsself half goed praat in die gebruik en misbruik daarvan. Vriende, in die jare wat ek in die bediening is, het ek gesien hoe hierdie alkohol huise vernietig, mense se lewens vernietig, hoe mense in klinieke opeindig, hoe mense aan hierdie onttrekkingssimptome ly, hoe mense amper geleer word dat hulle lewenslank aan hierdie in aanhalingstekens siekte verslaaf sal bly en daar is nie vir hulle uitkoms nie. Terwyl die Bybel vir ons baie duidelik sê, en ek lees vir u die pragtige woorde van 2 Korintiërs 5 vers 20 en 21. Daar staan ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Vriende, Christus bied vir ons vergifnis. Christus bied vir ons redding. Wanneer ons tot bekering kom, is ons uit die wêreld uitgehaal. Ons is nou onder beheer van God. Hy is nou ons koning, hy is ons redder, hy is ons bevelvoerder, hy is die een wat vir ons sê wat om te doen. En sy opdrag bly dat ons onder beheer van sy gees moet wees, elke oomblik van elke dag. Mag die Here genade gee dat ons nie deur die leuen vasgevang word van alkohol en onsself probeer regverdig vanuit die Bybel om ons sonde dan te regverdig nie. Maar mag ons genade vind by die Here. Aan die een kant sê die Here vir ons in sy woord dat hy het ons sonde gedra sodat ons 'n nuwe skepsel in hom kan word. Ek wil net afsluit met hierdie ander gedig wat ek gelees het nou die dag oor alkohol. En dan sien jy aan die ander kant die hartseer wat die ou vyand, wat die ou duiwel mense gee. Wanneer hulle hierdie toets nie deurstaan nie en hulle self vergryp aan hierdie boosheid van alkohol. Daar staan alkohol is 'n wonderlike vlekverwyderaar. Dit verwyder vlekke van winter en somermateriaal. Dit verwyder ook meubels, huise, motors, beddens, families, jou vrou, jou kinders.
Dit verwyder jou oordeelsvermoë. Dit verwyder die objektiewe denke. Dit verwyder jou selfrespek. Dit verwyder jou goeie naam en selfs jou werk. En as dit te veel gebruik word, verwyder dit selfs jouself. Vriende, hierdie was vir my net iets wat my hart getref het. Waarom wil ons drank verdedig? Gee net vir my een goeie rede. En dan sal ek saam met jou 'n dop gaan drink. Maar in al die jare wat die Here my vrygemaak het, en in al die redenasies wat ek betrokke geraak het, in al die statistieke wat ek gesien het, in al die hartseer gevalle waar ek by huise en by my hospitale aangekom het, het ek nog nie een goeie rede gekry om by 'n bottelstoer in te stap en vir my drank te gaan koop nie. Daarom pleit ek by jou, moenie jou sonde regverdig deur die woord te gebruik en te misbruik en jouself in hierdie leuen vas te draai en later by die Here eendag te hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Daardeur sê ek nie iemand wat miskien drank gebruik is, glad nie 'n kind van die Here nie. Maar miskien is jy 'n kind van die Here wat met die leuen vasgevang is. En dan is dit nodig om by die Here uit te kom. En as jy nog nie die Here ken nie, en vanmôre vasgevang is in die greep van alkohol, pleit ek by jou, vlug na die Here. Daar is verlossing, daar is vergifnis, daar is vrymaking, sodat jy ook kan leef om die Here te verheerlik. Ek onthou nadat die Here my vrygemaak het, was vir my so lekker om in die môre op te staan en ek het nie gewonder, wat het ek gisteraand gedoen? Waar was ek gisteraand? Wat het ek nou weer droog gemaak nie? Ek kon in die môre opstaan, helder van verstand, met die blye wete. Ek is nie onder die invloed van alkohol nie, maar onder die invloed van God se Gees. En ek eer hom en ek dank hom as my verlosser, my herder en my Heer. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.